Goeiemôre. Julle sien dis 'n deurmekaarigheid hier by ons van die krag is af en generator het nog nie ingeskop nie, so ons skiet vandag in die tuin. Ons hoop dit gaan vir julle 'n baie besondere geleentheid wees. Dit is vir my lekker om saam met julle te kuier. Woensdag word ons gesels bietjie vanoggend oor hoop. Maar kom ons maak net eers ons oë toe en dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die liefde en vir die genade. Dankie vir ons saamwees. Dankie dat ons so by mekaar kan wees via die tegnologie. Wil U vir ons help en seën ook in dit wat ons môre oor dink, sodat ons nader aan U kan groei. In Jesus naam, amen. Nou, ons het al baie gesê dat ons diepste hoop lê in God self wat sy seun uit die graf opgewek het. En daarom is ons as die kerk van die Here Jesus Christus die draers van hierdie hoop. Maar mense verwar baie keer hoop met ewige lewe. Hulle dink hoop is gelyk aan ewige lewe. En dit is waar, maar hoop gaan oor baie meer as dit. Is om nou al elke dag hoopvol te lewe, omdat ons toekoms verseker is. Nou, ek wonder of mense jou ooit regtig kan indink wat die verlies van hulle land, die tempel en die koning vir Israel beteken het, toe hulle in ballingskap moes gaan. Kan jy ewen nie eens indink om 'n diagnose te kry van 'n terminale siekte? Kan jy indink wat 'n verskriklike verlies dit in iemand se lewe beteken, om binne 'n oomblik te hoor dat die res van jou lewe reeds bepaal is? Moedeloosheid, depressie, hooploosheid. En Klaagliedere 3 kom verwoord iets daarvan, van wat in Israel se ballingskap geleef het. Maar kon goedskiks ook die verwoording wees van enige persoon wat lewe met 'n terminale siekte. En op 'n manier is ons almal mos nou terminaal, want ons is almal sterwend. So kom ons lees Klaagliedere 3. Ek is die man wat ellende belewe het. Die Here het my met sy toorn geslaan. Hy het my die donker gejaag, my laat loop op 'n pad sonder lig. Vir my stoot hy gedurig weg dag na dag. Hy het my hele liggaam laat wegteer, my bene gebreek. Hy het my toegebou met 'n muur van gif en ontbering rondom my. Hy maak die donker my tuiste. Ek is soos die wat lankal dood is. Hy het 'n muur om my gebou en ek kan nie uitkom nie. Hy het my swaar bronsketings aangesit. Al roep ek en ek smeek ek om hulp, hy weier om my gebed te verhoor. Hy het my pad met klippe toegebou, vir my geen uitkomsplek gelaat nie. Hy is soos 'n beer wat my inwag, soos 'n leeu wat my voorlê. Hy het my een kant toe gekeer en verskeer, my vermink laat lê. Hy het sy boog gespan en my 'n teken van sy pyle gemaak. Hy het sy pyle diep in my liggaam ingeskiet. Ek word uitgelag deur my hele volk. Hulle sing heeldag spotliedjies oor my. Hy het my bitter dinge laat sluk. Die lewe vir 'n galbitter, vir my galbitter gemaak. Hy het my grys klip laat bou, my in die grond ingetrap. Hy het alle rus maar wegneem. Ek het al vergeet van voorspoed. Ek dink die ontstelling hier, en dis wat 'n tema wat baie keer in die Ou Testament kry, is dat mense lyding met God verbid. Dis God wat hulle so tuister. Dis vir hom so erg, dat hy nie eers die Here op sy naam kan noem nie. Het ek iets gedoen waarvoor God my nou straf? Aanvanklik in hierdie man wat ellende beleef in vers 1 tot geen ander gevolgtrekking kom, as dit sê, dit is klaar met my, en is klaar met my hoop op die Here. Maar is presies hier, op hierdie punt, waar hy vir homself erken, dat sy ellende dit vir hom moeilik maak om te bly glo, maar tegelyk gebruik hy hierin, vir die eerste maal, die Here se naam. En dit maak 'n verskil. Daar gebeur iets nie die man sy ellende, hy dink aan sy ellende, noem dit voor die Here, en besef dan ineens dis juist die liefde van die Here, die verbondsgod, wat hom staande hou.
Nou dat hy God se naam in die ellende genoem het, onthou hy, besef hy opnuut, die feit dat ek en die mense rondom my hoegenaamd lewe, is alles volledig te danke aan die trou van die verbondsgod. Dat ons leef nie uitgewis is nie, bewys dat God nie sy rug op ons gekeer het nie. Elke sonsopkoms bewys God se durende trou. Ek gaan net daai stukkie weer hoor en dan kan jy sê. Elke sonsopkoms bewys God se durende trou. Ek sit vanoggend op die Gautrain saam met 'n jong man hier aan my linkerkant. En ek sê vir hom, so how are you doing? Hy sê vir my, I'm blessed to see a new day. Die ellende leer mens weer om te hoop. En nou skryf die klaagliedere, alhoewel hy alles kwyt is, mag hy vir homself sê, die Here is my lewe. Daarom hoop ek op hom, vers 24. Al wat hy oor het, is God self. En dit gaan uiteindelik goed met iemand wat sy hoop op hierdie verbondsgod rig. En ons het nou die Sondag in die erediens ook daar stilgestaan in Job. Ek weet my verlosser lewe. Dit gee ons 'n geleentheid om nie te leer vra na God se wil, geduldig leer wag op sy hulp. En nou weet ons mos uit ondervinding, hy leer in sy eensaamheid geduldig bly, selfs al moet hy hierdie las dra. Hy leer en so, almal van ons leer ons om ons vir hierdie verbondsgod te vermoedig, van wie ons alles verwag. Hy leer ons die ander wang draai, leer deur die seer leef, want hy weet, die Here het my nie verstoot nie. In my beproewing kan ek nog steeds vra na die verbondsgod, want sy liefde is groot. Ek wonder, liewe suster en broer, dis nou een om te praat oor leiding as dit gaan oor politiek en sulke goed, maar kom ons trek dit so 'n bietjie nader in ons huis. Wat sou my en jou reaksie wees as jou kind by die huis kom en vir jou sê dat hy of sy 'n terminale siekte het? En wat as daardie verwante siekte, hierdie terminale siekte, 'n leefstyl verwante ding is? Soos longkanker of HIV-vigs. Ons het ooit gedink dat dit die tye is wanneer mense ons liefde en aanvaarding nie nodigste het. Gaan nie oor politiek nie. En besef ek en jy wat verwerping aan hierdie mense doen, al is dit van wie hulle eie toe doen. Is genoeg om hulle vlam van hoop dood te blaas. Het is so belangrik dat die gesindheid van kerkmense, van medegelowiges, iets van hierdie trou en barmhartigheid, wat ons nou in klaagliedere gelees het, die liefde en die ontferming van die verbondsgod sal demonstreer. Veral as hulle wat langs die pad verkeerde keuses gemaak het, dat daar nou swart oor hulle kop hang. Ongelukkig is baie juis kerkmense wat verwerp beoordeel. Want ons het ergens langs die pad vergeet, soos iemand dit mooi gesê het, the church is a hospital for sinners. It's not a museum for saints. Elke mens wat deur 'n krisis gaan, het nodig om te weet dat God by hom of haar is. God hulle nie verstoot het nie. Maar ook te ervaar dat ons as mede-Christene hom of haar nie verstoot nie. Om te aanvaar dat gelowiges hom of haar nie verwerp nie. Om te beleef dat mede-gelowiges wil help dra aan sy of haar las. Paulus skryf vir die tonk in die gemeente in Filippi, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid. En die gees van Jesus Christus my bystaan. Ons as gelowiges is tog die bedienaars van die versoening. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het
en die mense hulle oortredinge nie bly toereken nie. Want die prys is betaal. Die boodskap van versoening het aan ons toevertrou. 2 Korintiërs 5 vers 18b en 19. Het word aan my en aan jou toevertrou. Daarom kan ons mekaar help vashou aan die hoop. Kom ons bid. Wees ons genadig, Here, as ons hoop vestig op U. Wees elke nuwe dag ons krag, ons redding in tyd van nood. Amen. Ek het lekker saam met julle gekuier. Mooi week, seën en vrede.